Geliefdes, baie welkom by ons erediens vanuit Psalm 27 vers 1 tot 14 met die tema Psalms. God bou aan ons verhouding met hom. Nou geliefdes, ons gaan deur 'n reeks van Psalms gaan, want ons het nou die geskiedenis van Saul, Dawid en Salomo, en nou gaan ons bietjie kyk wat het gebeur in daai tyd van Dawid. Ons sien baie in sy verhouding met deur Psalms, en die een wat wat God gesê het, is die een na sy hart, die appel van sy oog. So ons kan baie leer uit daai. So ons gaan 'n reeks so deur Psalms gaan. En vandag sien om te sien hoe God aan ons verhouding met hom bou. Geliefdes, ons begin daarom met 'n Psalm. Die senior groep lees deur Psalms en ek sal vir ons elke keer 'n Psalm kry wat by ons pas. Geliefdes, as fotum lees ons Psalm 124 vers 8. Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes, en daarom kom groete ons met sy seun vanuit vers 7. Ons is bevry soos 'n voël uit die wip van die voëlvanger. Die wip het gebreek en ons was vry. Geliefdes, mag jy God se nabyheid ook ervaar in die woord wat ons lees. Nou geliefdes, ons Psalm wat ons lees is Psalm 19 vers 8 tot 9 en weer eens ons probeer nou in hierdie Psalm tyd fokus op die Psalms en ek herinner ons maar weer die Psalms is nie soos die moderne liedjies nie. Nee, die moderne liedjies sal meer lekker sin wat in die Bybel is oor en oor herhaal. Psalms is glad nie so nie. Nee, elke sin kan jy amper by stil staan en diep daaroor mediteer en ingaan en dit is hoe Psalms geskryf is sodat mens al hoe dieper in die Here kan om leer ken. So voordat ons 'n Psalm sing, gaan ek vir ons die Psalm lees en dan sing ons daardie Psalm. So ons begin met Psalm 8 vers 1 tot 10. Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word die teenstanders, die vyande en wraakgieriges tot swye gebring. As ek die hemel aanskou, die werke van die vingers, die maan en sterre, waaraan U 'n plek gegee het. Wat is die mens dan dat U aan hom dink? Wat is die mensekind dat U na hom omsien? U het hom net 'n bietjie minder as die hemelwese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van die hande. U het alles aan hom onderwerp, skape en beeste, alles, selfs die diere in die veld, die voëls in die lug en die visse in die see, wat die oseane deurkruis. Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Geliefdes, kom ons sing nou hierdie Psalm saam. Die werke van die vingers, maan en sterre aanskou, dan voel ek so gering hier. Wat is die mens dan dat U aan hom dink? Wat is die mens dan dat U na hom omsien? U laat ons heers oor die werke van die hande, dis aan ons onderwerp. Die see, die lug, die lande. Wat is die mens dan dat U aan hom dink? Wat is die mens dan dat U na hom omsien? O Heer, ons Heer, hoe wonderbaar U naam, o Heer, ons Heer. Jy gaat roem sy naam, o Heer, ons Heer. Hoe wonderbaar U naam, o Heer, ons Heer. Jy gaat roem sy naam. As ek die hemel aanskou, die werke van die
Geliefdes, as wetgedeelte lees ek vir ons weer Psalm 19 vers 9 tot 10, is 'n psalm wat beskryf wat die wet vir Dawid beteken het. Ek lees vir ons. Die woord van die Here is volmaak, dit gee lewe. Die onderwysing van die Here is betroubaar, dit gee wysheid aan die wat nog onervare is. Die bevele van die Here dui die regte koers aan, dit bring blydskap. Die gebod van die Here is helder, dit gee insig. Geliefdes, my gebed aan u is dat u sal besef wat se wysheid daar is in die wet en hoe dit mense lewe op koers plaas en dat u 'n vreugde daarin sal vind dat u dit ken en dit doen in u lewe. Nou geliefdes, ons sing vervolgens Psalm 18. Ek lees vir ons weer Psalm 18 vers 31 tot 37. Wat God doen is volmaak. Wat die Here sê is suiwer. Elkeen wat by hom skuilings soek, beskerm hy. Waarlik, wie anders as die Here is God? Ja, wie anders as ons God is 'n rots. God omgord my met krag. Hy maak my pad voorspoedig. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my stewig staan. Hy leer my hande om oorlog te maak, my arms om selfs die stramste boog te span. Die redding wat u gebring het, was vir my 'n beskerming. 'n Regterhand het my ondersteun. Deur u hulp het ek sterk geword. U het my ruim vasdraplek gegee. My enkels het u nie geswik nie. Geliefdes, kom ons sing nou hierdie psalm saam. Al sou die vrye boom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees. Al sou die olyfoes mislik en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen klein vee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in my Here, sal ek juig in God my redder. Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n hoë plek, laat hy my veilig loop. Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n hoë plek, laat hy my veilig loop. Al sou die vrye boom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees. Al sou die olyfoes mislik en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen klein vee in die kampe meer wees en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in my Here jubel, sal ek juig in God my redder. Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plek laat hy my veilig loop. En al sou dit donker wees hier rondom my en ek voel of die hand verwyder is van my, sal ek op u vertrou. Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Hoë plekke laat hy my
Geliefdes, voordat ons die woord lees, kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Heer, U wat ons in die hande bewaar, Heer, en ons weet dat die bewaring daaroor gaan, Heer, dat U ons eendag veilig by U sal inbring in die hemel. Maar Heer, dankie dat ons kan weet, terwyl ons hier op aarde is ons in U hande. Heer, ons weet daar is soveel gevare, daar is soveel bedreigings, maar Heer, U help ons deur elkeen van hierdie. Weer help ons om so te groei, dat ons 'n vreugde sal vind in U verordeninge, om 'n vreugde te vind, dat ons die wet ken en kan doen. Heer, dat ons die wysheid sal hê om dit raak te sien, die waarde daarvan in ons lewens. En weer dat ons nie sal stil bly daaroor nie, maar dat ons sal jubel daaroor en vir mense vertel en ons kinders volgens dit sal groot maak en ons verhouding daarop sal bou. En weer help ons om vandag se psalm te verstaan en dit toe te pas in ons lewens. Weer kom wys vir ons U teenwoordigheid in ons lewens en ook nou besonder wanneer ons U woord lees. Heer, ons bid dit nie dat verdien nie, maar alleen uit genade. Amen. Geliefdes, die woord wat ons lees is Psalm 17 vers 1 tot 14. Nou, hierdie psalm is geskryf deur Dawid in 'n tyd wat hy angs beleef het. En geliefdes, hierdie psalm kan mens sien hoe Dawid groei tot volwassenheid en tot watter punt die Here hom uitgebring het, hoe die Here hom laat groei het en wat die Here alles in sy lewe wou bewerk het. En deur dit te sien ons ook wat die Here in ons lewens wil bewerk, en dit is 'n psalm wat hy skryf. Psalm 27 vers 1 tot 14. Die Here is my lig en my redder. Vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug. Vir wie sou ek vrees? As misdadigers op my afstorm om my dood te maak, my teenstanders en my vyande, dan is dit juis hulle wat struikel en val. Al sou 'n leer teen my stelling inneem, sal ek nie bang word nie. Selfs al sou die aanval op my begin, sal ek nog steeds vertroue hê. Net een ding het ek van die Here gevra, en dit sal ek najaag, dat ek my hele lewe lank in sy huis mag woon, om sy goedheid te belewe en daaroor na te dink in sy tempel. Op die dag van gevaar sal die Here in my wegsteek in sy huis, my veilig laat skuil in sy woonplek, my hoog op 'n rots laat staan. Ek sal in sy woonplek onder die trompetgeklank my offers bring. Ek sal 'n lied sing. Ek sal sing tot eer van die Here, terwyl ek neerkyk op die vyande rondom my. Luister tog na my, Here, as ek roep. Wees my genadig en verhoor my gebed. Ek onthou wat U gesê het. Julle moet my kom dien. Ek is hier om U te dien. Here, moet U tog nie van my verberg nie. Moet my tog nie wegstuur terwyl U toornig is nie, want U was nog altyd my hulp. Moet my tog nie verstoot en verlaat nie, want U alleen is die God wat my red. Al sou my vader en moeder my verlaat, die Here sal my onder sy sorg neem. Leer my U wil, Here, en lei my op 'n gelyke pad, sodat my vyand nie hulle sin kan kry nie. Moet my tog nie oorgee aan die vernyn van my teenstanders nie, want daar staan vals gerugte teenoor my, en hulle blaas geweld teen my aan. As ek darm nie geglo het, dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. Vertrou op die Here, wees sterk en hou goeie moed. Ja, vertrou op die Here. Geliefdes, ons tema vandag is psalms, en die spesifieke tema is God bou aan ons verhouding met hom, deur psalms. Nou geliefdes, het jy al ooit iemand anders gesien en dan gewonder, joh, maar ek kan sien daardie persoon het 'n baie intieme verhouding met die Here. Nee, en dan partykeer gewonder, hoekom het jy dalk self dit nie? En psalms gee vir ons 'n baie goeie indruk of 'n idee van hoe 'n verhouding met God lyk en hoe mense aan hierdie verhouding bou, of eintlik hoe God aan ons verhouding bou. Nou, geliefdes, voorheen het ons al gesê dat die meeste wat ons leer van God is uit psalms.
Nou gewoonlik, wanneer mens die ander gedeeltes lees van die Bybel, dan ons lees die verhaal wat gebeur het, en dan sal mens die eienskappe van God daarin raak sien. Maar psalms sien mens meer hierdie dialoog wat mense met God het. Mens sien dat hulle baie keer hulle frustrasies daaruit uitbeel. Mens sien baie keer dat mens hierdie worsteling wat hulle met God gehad, wat in 'n ou se hart aangegaan het, sien mense in die psalm. Mens sien baie keer hoe hulle uiting gee aan hulle blydskap teenoor die Here. Mens sien hoe hulle uitkoms kry in sekere omstandighede en wat in hulle harte aangegaan het in daai tye. En ons sien hoe hulle die Here loof en prys. So, vandag sien ons dit ook. En veral nou in Dawid se lewe, kan mens sien in hierdie psalms, het hy op die stadium baie angs beleef. En hoe hy dit toe nou hanteer het, en mens kan ook sien wat het in sy denke aangegaan, en daarom kyk ons daarna, dat ons ook kan weet, hoe om dit te hanteer, en ons sien ook, wat het God in sy lewe gedoen, dat op watter punt het hy uitgekom om volwasse te word, in sy verhouding met die Here, en dit is wat ons ook moet nastreef. So geliefdes, ons almal kan tog sê, nee, daar was 'n tyd van angstigheid in ons lewe, en die vraag is, vir ons, het ons dit hanteer op die manier wat God wou gehad het ons moet, en daarom kyk ons deur hierdie psalm, ek vat weer so stukkie vir stukkie, en dan gaan ons so deur, en dan kyk ons na die volgende punte. Die eerste een is, God bring ons in 'n dieper verhouding met hom. 'n Tweede punt, God wys homself al hoe meer vir ons in sy lewe, en dan God bring ons in hierdie opregte aanbidding, om te loof en prys, met opregtheid, en dan God wil hê ons moet hom beter leer ken. Dan 'n laaste een, is dat God juis sy liefde vir ons in hierdie verhouding wys. So geliefdes, as ek vir ons kan begin met die eerste een, is God bring ons in 'n dieper verhouding met hom. Nou, as 'n mens hierdie psalm lees, kan mens baie keer assosieer met Dawid. Mens kan sien hy's in 'n worsteling met die Here, en daar's so amper al vir stap ding, jy kan amper uit elke 2 versies kan jy stil staan en 'n bietjie dink, wat het hy gedoen? Wat het God in sy lewe gedoen? So ek gaan so deur. En ons is daarom by die eerste vers. En in die eerste vers erken hy iets van God, 'n eienskap, en hy maak 'n logiese afleiding daarvan. En ek lees weer vir ons vers 1. Die Here is my lig en my redder, vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug, vir wie sou ek vrees? So wat erken hy van die Here? Hy erken die Here sy redder, hy erken die Here sy toevlug en sy lig, en die logiese afleiding wat hy maak, dan sê nou, hoekom moet ek bang wees? Baie eenvoudig. En dat hy dit sê. Nou geliefdes, alhoewel dit 'n logiese afleiding is, dat as God jou toevlug is, God is jou beskermer, hy is die een wat jou red, dan het ons mos niks om te vrees nie. Maar ek weet nie of jy dit al so ervaar het nie, dat as jy aan iets dink wat jou bang maak, of jy is dalk in daai omstandighede, as iets wat vir jou wag in die nabye toekoms, of dalk in die langtermyn toekoms, en jy raak bang daaroor, en dan om te gaan bid, en weet te dink daaraan dat God is jou beskerming, hy is jou voorsiener, dat dit sommer dadelik weggaan. Maar geliefdes, dan is daar ook tye, waar dit nie weggaan nie. Wat jy hierdie logiese afleiding maak, maar tog, bly dit dan daar. En nou geliefdes, dan is die vraag vir ons nou hoekom? Hoekom gebeur dit? En dan is die vraag, maar glo ek dit dalk nie? Glo ek dat God nie al hierdie eienskappe is nie? Of dink ek dalk, God wil dit nie vir my hê nie? Of dink ek dalk, God besig om my tig, so hy gaan dit nie van my wegneem nie? Jy weet, wat is fout baie keer in ons denke daarvan? Nou geliefdes, die kort antwoord is dit, dat God laat toe dat ons in sulke omstandighede het, en hy vat nie alles dadelik net weg nie, want God wil 'n dieper verhouding met ons hê. Hy wil hê ons moet in hierdie verhouding met hom staan. Want geliefdes, as ons dit alles nou net maklik gehad het, nee, as ons nou net gesê het, elke keer as ek bang is, dan gaan ek gebed, en natuurlik, gebed help baie, nee, en baie keer vat dit sommer heeltemal weg. Maar as dit so eenvoudig was, net 'n gebed, nee, en daarso voel ek beter, of ek nie meer vrees nie, en alles gaan weg, dan, geliefdes, dan sou dit nie vreeslike intieme verhouding met die Here gewees het nie.
Nee, want geliefdes, ons lewe in so 'n tyd, nee, waar alles so maklik kan kom. As jy seer het, dan drink jy net 'n pil. As jy sleg voel, fisies of jy weet emosioneel sleg voel, dan sal 'n pil daarvoor. As jy enigiets begeer, dan sit amper soms net 'n knoppie en dan kom lewer dit soms by jou huis af. So ons het baie hierdie dadelike vervulling, nee, en goed wat ons het, wat ons kry. En dit sou glad nie betekenisvol gewees het as ons in so 'n verhouding met die Here gestaan het nie. Nee, dink maar net aan jou huweliksmaat. En ek kan die huwelik gebruik as 'n metafoor vir ons verhouding met God, want God beskryf dit so. Hy beskryf homself as die bruidegom en die volk is die bruid. Jesus doen dit ook. Hy sê Jesus is die bruidegom en die kerk is die bruid. So ons kan dit so beskryf. Nou met jou huweliksmaat, nee, as jy net na die ander party toe gaan en jy sê hoor ek soek dit en dit en jy kry dit dadelik en jy is dadelik weer weg. Nee, wat 'n huwelik sou dit gewees het? Nee, ons weet 'n huwelik bestaan uit soveel meer, veral as ons dit doen op die manier wat God vir ons sê ons dit moet doen. Nou geliefdes, dink maar net aan die huwelik, nee, as een van die twee of dalk albei saam deur 'n angstige tyd gaan oor iets wat dalk gebeur, nee, dan help dit nee dat die twee dit saam deurpraat en jy weet mekaar herinner aan vorige kere waar julle ook dalk in so omstandighede was. Partykeer gaan die een party in die huwelik, jy weet, jaag spooke op en goed, en die ander party dink net weer so 'n bietjie objektief daaroor en sê nee man, nou oordryf jy of jy jaag spooke op of nee, om net daar te wees saam met die ander party. Nee, daar's 'n hele gesprek wat baie keer saam met dit gaan en so aan, en dit is wat die huwelik so betekenisvol maak. Nee, en dit is wat mens nader bring aan mekaar, veral as die twee mekaar herinner aan wat die Here vir hulle beteken, wat die Here vir hulle doen en gedoen het. En so is die Here ook met ons, nee, dat dit waardeur ons gaan 'n pad is wat hy saam met ons stap. Dit is nie net die Here is nie net 'n persoon waant ons gaan, of God waant ons gaan as ons probleme het en dan net dadelik weggaan en net elke keer kom as ons iets kort nie. En nou geliefdes, dinge wat die Here van homself hierso sê, nee, is die eerste een is hy beskryf homself as 'n lig. Nou waaraan herinner 'n lig jou? Dit is iets wat jy nodig het om te sien waartoe jy gaan. Nee, of dit is iets wat jou wys metafories, nee, om jou die rigting te wys hoe om te beweeg, om hierdie situasie te hanteer of daai situasie te hanteer. En net weer eens, nee, wanneer is die tyd wat ek die meeste 'n lig begeer? Wanneer dit donker is. En baie keer met die Here ook so, nee, ons begeer die nabyheid van die Here meeste in ons donker tye. Maar nou geliefdes, as ek net so 'n bietjie prakties hierdie metafoor van 'n lig kan gebruik. Het jy dit al ooit so ervaar? Dalk vir die wat nou 'n bietjie ouer is, het julle nou ervaar dalk nie so het dit in julle jong dae meer ervaar. Nee, as mens baie keer so in die donker is, nee, en jy tas rond, jy soek iets of jy wil iets regmaak, nee, en jy sukkel die hele tyd vir 'n hele ruk lank en op 'n stadium besef jy, maar ek het 'n foon met 'n liggie. Dan haal jy jou foon uit en jy sit jou liggie aan en dan dink jy, ja, hoekom het ek hier lankal net die liggie aangesit nie? Nee, of soms of hoe meer jy dan in daai situasie is wat jy in 'n donker situasie is en nie lekker weet wat hoe meer jy daarin is, hoe vinniger gaan jy net na jou foon toe en jy sit die liggie aan sonder om eers self te probeer in die donker hierdie probleem oplos. Geliefdes, so is dit met ons en die Here ook. Nee, dat ons baie keer ons wil probleme self oplos. Ons wil nie na die Here toe gaan nie. Ons soek nie dadelik sy hulp nie. En dan eers later, nee, dan dink jy, ja, maar hoekom het ek nie lankal na die Here toe gegaan nie? Nee, of dit saam met die Here hanteer nie. Want geliefdes, ons is maar so geneig om sonder die lig te wil leef. Nee, ons gaan bid nie altyd oor groot besluite nie. Ons gaan nie dadelik eers in angstige tye na die Here toe nie. Ons wil sommer dadelik 'n probleem oplos, ons raak dadelik kwaad of ons wil dadelik iets doen. Nee, ons gaan nie na die Here toe as ons bekommerd is nie. Ons gaan sê nie dankie altyd vir alles vir die Here nie. Nee, of prakties, as mens raak negatief oor die land, oor alles wat jy lees, en dan in plaas daarvan dat jy na die Here toe gaan en weer perspektief kry op wat aangaan, nee, is jy sommer net dadelik kwaad en jy gaan van negatief na erger toe en jy raak nie stil voor die Here nie.
En of jy weet dit belangrik, sien ons kinders, ons baie keer as ons deur hierdie goed gaan, as hulle dalk met iets sukkel, dat ons saam met hulle bid en stil word voor die Here. En dit is vir ons belangrik dat ons gedurig terug sal gaan en al hoe meer dit 'n natuurlike ding raak vir ons. Geliefdes, op so 'n manier raak die Here vir ons al hoe meer 'n werklikheid in ons lewe en ons raak al hoe meer bewus van hom. En dit is ons tweede punt, God wys homself al hoe meer aan ons. Nou geliefdes, dit is nou by die tweede en derde vers, is dat Dawid begin dan beskryf wat sy angstigheid, of dit sê dat hy nou in daai omstandighede was nie, maar hy sê, selfs al omring my vyande my, en gewoonlik was dit jou doodsvonnis, want dan kom hulle in, en jy weet, hulle sny jou eintlik af van die kos en die water wat buite nodig is, so dit was eintlik, jy weet, dit was die mees vreesaanjaende ding waardeur jy kan gaan, want jy weet, jou dood is op pad, en jy sien hoe dit nader kom, en dan sê hy selfs dan, sal ek op die Here vertrou en nie bang wees. Nou die belangrike ding hiervan is dat Dawid sê nie, hy verbeel hom nie homself in hierdie omstandighede en sê, okay, maar selfs al is ek in daai omstandighede, dan sal ek nie bang wees nie. Hy praat uit ervaring. Soos iets wat homself verbeur nie, dis iets wat hy weet wat al met hom gebeur het. En geliefdes, in daai tyd het hy na die Here toe gegaan. En geliefdes, wat ons baie mooi moet raak sien, is dat veronderstel Dawid het nie in die tyd wat hy omsingel was deur sy vyande na die Here toe gegaan nie. Dan sou hy nie hierdie herinnering gehad het van hoe die Here hom gehelp het in sy doodsgevaar nie. Maar dis omdat hy daai keer na die Here toe gegaan het, bly dit vir hom 'n herinnering vir die volgende keer wat hy moontlik daarin sou gewees het. En daarom weet hy, maar selfs al gebeur die ergste ding wat met my kan gebeur met my, sal ek nie bang wees nie. Want geliefdes, sou hy weer, as hy nie die eerste keer na die Here toe gekom nie, kom hy weer in daai situasie, kom hy vrees maar net weer terug. Dit is baie keer met ons so, is dat ons, ons gaan nie na die Here toe nie, en dan sien ons 'n volgende keer nie dit weer raak nie, of ons het nie daai herinnering aan die keer wat die Here ons gehelp het nie. Want geliefdes, dit gebeur eintlik so baie, dat ons deur goed gaan, en die Here ons help, en die Here ons versorg, maar ek is nie bewus daarvan dat die Here dit doen nie, want ek het nie na hom toe gegaan in daai tyd nie. En dan is die gevolg dat ek nie hierdie bewustheid het, dat die Here in my lewe is nie. Dan kom jy volgende keer weer in sulke omstandighede, en in plaas daarvan dat jy herinnering het, dat die Here jou laas gehelp het, het jy nou nog niks. En jy is nie bewus van die Here se teenwoordigheid nie, en jy gaan dalk net weer in die angs in. So geliefdes, dis die verdere gevolge, dat ons nie die bewustheid het van God se teenwoordigheid nie, en wat die gevolg is, dat wanneer ons die Here loof en prys, wanneer ons nou sing oor die Here en goed, dan is dit vir jou las, want jy is eintlik nie bewus van die Here se teenwoordigheid nie, jy lewe nie in hierdie dankbaarheid teenoor die Here nie. Dit is juist wanneer mens bewus is, deur klomp moeilike tye gegaan het, en jy het geweet die Here het jou gehelp, wat jy hom wil loof en prys, want dit net natuurlik toe kom, waar daar opregtheid in jou aanbidding teenoor die Here kom. Jy weet, as jy nie daai bewustheid het, jy gaan die Here nou loof en prys, maar dit gaan so las wees, dit gaan net 'n lied wees om te sing, dit gaan meer net oor die melodie gaan, en nie oor die en dit bring ons by die derde punt, geliefdes, en dit is, om God bring ons in hierdie opregte aanbidding teenoor hom. Nou geliefdes, opregtheid, om die Here met 'n opregtheid te soek, is wat geloofsvolwassenheid is. En die punt van volwassenheid word vir ons gewys in vers 9 en 10, ek lees dit vir ons weer, moet u tog nie vir my verberg nie, moet my tog nie wegstuur terwyl u toornig is nie, want u was nog altyd my hulp. Moet my tog nie verstoot en my verlaat nie, want u alleen is die God wat my red. Al sou my vader en my moeder my verlaat, die Here sal my onder sy sorg neem. Nou geliefdes, Dawid was op daai punt,
waar sy grootste begeerte was, om in die teenwoordigheid van die Here te wees. Hy het gesê, al verloor ek al verlaat my ma en pa my. En met die ander psalms kan jy sien, hy was nogal baie in sulke omstandighede. Partykeer sê hy, my liggaam teer uit. Ander kere was hy so maar dat hy sê, ek kan elke been tel. Ander kere sê hy, my ouers wil nie eers meer naby my kom nie. My beste vriend wil nie eers naby my kom nie. Ons weet nie eers van al hierdie omstandighede waarin hy was nie. Maar hy het tot die besef gekom, dat al verloor hy als, wil hy net nie die teenwoordigheid van die Here in sy lewe verloor nie. Soos wat met Saul gebeur het, nie, wat hy gesien het. En hy het op daai punt gekom, dat hy besef het, al verloor hy als, as hy net in teenwoordigheid van die Here kan wees. En so kan ons sien hoe hierdie verhouding tussen hom en God was. En geliefdes, dit is die punt waar die Here ons wil uitkry in hierdie verhouding, dat ons sal besef hoe lief hy ons het. En dat ons vir hom sal lief hê, maar dat ons ook dit sal besef. En dit is ons volgende punt, dat God laat ons om beter leer ken. En geliefdes, hoe liewer jy vir iets is, nee, hoe meer gaan jy dit wil ken, nee, of hoe liewer jy vir 'n persoon is, hoe meer gaan jy die persoon wil leer ken. Dit is mos net 'n logiese gevolg. En dit is wat ons sien, wat die Here verder gebring het in Dawid se lewe, is dat hy gevra het na die wil van die Here, wat hy gevra het, maar Here, leer my wie U is. En dis vers 11, ek lees dit weer vir ons, of ek lees, som het maar net op, nee, dat hy vra, maar leer my wie U is. Want baie keer, geliefdes, is vir ons 'n las, om die Here te ken. Ons wil hom nie eintlik ken nie, ons doen regtig net die minimum, ons wil net dit wat nodig is, vir my, om te weet. En geliefdes, die Here wil nie, ons verhouding met hom moet so wees nie. En mense kan dit sien in lofliedere, nee, die moderne goed het al hoe minder en minder inligting, dit is alles baie korter, daar is nie meer diep inligting, soos die psalms geskryf is nie, in die psalms het ons sê, nee, amper elke sin, soos ons nou deur dit gaan, kan ons sien, nee, mense kan by elke stukkie stil staan, en dit oordink, en die psalms is nie meer so geskryf nie, nee, want mense wil net eintlik al hoe meer oppervlakkig die Here leer ken, en met, in ons lewens wil die Here hê ons moet regtig 'n diep begeerte hê om beter te leer ken. En geliefdes, ons het eintlik soveel meer as wat Dawid gehad het. Net Dawid het God se liefde ervaar, dit te sien in al hierdie moeilike omstandighede waarin hy was, en die Here wat hom elke keer daar uitred. Maar ons sien God se liefde in sy seun. Net dat hy sy seun gestuur het, dat Christus gekruisig is, sodat ons vergewe kan word, en daarin word God se liefde vir ons die meeste bekend. Ek wil probeer om in te dink, jy weet, wat het ek al ooit iets so lief dat ek 'n kind sal opoffer, en ek kan amper nie daai gedagte in my kop kry nie. Ek hou dadelik daarop om daaraan te dink, en jy weet, en dan besef ek net, joh, ons sal eintlik ook eers die Here se liefde vir ons besef nie. En uiteindelik wil die Here ons nog verder vat. Dis ons laaste punt. God maak ons meer soos Jesus. Nou geliefdes, dit is interessant dat die laaste gedeelte, mense sou dink, okay, God wil hê ons moet hom beter leer ken, en dit is waar dit stop. Maar nou sien ons die Psalm gaan nog aan. As nog 'n gedeelte, en die laaste gedeelte van die Psalm is dat Dawid sê, jy weet, hier's mense wat oor hom lieg, en hulle haat hom, en hulle wil hierdie geweld teen hom aanblaas. En geliefdes, mense wonder hoekom die Here hom nie weerhou het van al hierdie goed nie, maar jy weet, Jesus sê presies dieselfde vir ons, dat hy sê dit vir sy disippels, dat as die wêreld julle gehaat het, as die wêreld my gehaat het, sal hy julle net soveel meer haat. En wat dit beteken, geliefdes, is, want ons sal baie keer dink, maar hoekom sal jy nou Christene haat? Hulle is dan goed vir die wêreld en al, maar gaan probeer bietjie sonde aanspreek, gaan probeer verkeerdhede aan te spreek, dan sien mense nie meer so lief vir die Christen nie, veral in tye van goddeloosheid. Nee, dink maar as jy 'n korrupte regering gaan probeer aanspreek en hulle korrupsie uitwys, dan gaan hulle jou probeer vervolg. Nee, of met enigiemand, nee, wat dalk lief is vir sy sonde en jy gaan spreek dit aan. En jy sien dis hoe familie twis begin. Goed, dis daar familielid is wat besig is met verkeerd en 'n ander familielid probeer hom aanspreek daaroor. Nee, dit is wat gewoonlik die meeste konflik veroorsaak. Nee, geliefdes, Dawid het
absoluut die Here se wil uitgeleef nie. Hy het korrup of destyds is 'n korrupsie of hulle as daar onregverdigheid of ongeregtigheid gebeur of iemand onderdruk iemand anders, hy daai goed gaan aanspreek. Jy weet hy daai goed beveg. En dis hoekom hy so baie vyande gehad het. Is uit die wil van die Here gedoen. Mense sien dit in baie van die ander psalms wat hy sê, maar is omdat ek u tempel wil daarso wil wees en ek is omdat ek wil doen dat die mense my haat. En geliefdes, dis die volwassenheid waar ons moet uitkom. En baie keer het ons 'n baie gemaklike Christendom waar ons net die Here dien, maar ons doen nie werklik die werk wat hy vir ons gegee het nie. En ons sien, dit is wat Jesus, dis hoekom al 12 die ander apostels doodgemaak is en gemartel is. Dis omdat hulle gegaan het na plekke toe en dit gaan aanspreek het. En dis uiteindelik waar ons moet uitkom, waar ons in 'n volwassenheid nie meer omgee wat mense van ons dink en wat hulle die leuns wat hulle dalk teenoor ons vertel, omdat ons die wil van die Here doen, dat dit vir ons al hoe minder saak maak. En die grootste begeerte is om die wil van die Here te doen, om beter te leer ken, en opregte aanbidding teenoor hom te staan, sodat ons al hoe meer soos Jesus sal lyk. Geliefdes, mag jy dit begeer en mag jy raak sien hoe die Here u by al hierdie punte in u lewe uitbring en mag daar opregte blydskap in u lewe wees dat ons kinders van die Here is en hom kan aanbid. Amen. Geliefdes, kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, weer ons loof en prys U en ons dankie, Vader, dat ons in U teenwoordigheid kan wees en dat ons weer deur U Heilige Gees vorm U ons. En as ons sien waartoe U ons wil bring, vra ons tog dat U deur U Gees in ons sal werk. Dat ons geleenthede sal sien, maar Vader, wanneer ons in tye kom van angs, en selfs al is ons in 'n goeie tyd, weer help ons om na U toe te kom. Geef ons die insig en wysheid, help ons om dit nie net verby te laat gaan nie, maar bewustheid van U te hê in ons lewens, dat ons sal raak sien wat U in ons lewens doen. Weer help ons om U liefde net te kan ken vir ons. Here, dat ons outomaties daarom U ook lief het. Weer help ons om in so 'n verhouding met U te leef. Weer dat ons op 'n punt sal kom waar ons enige iets sal of ons grootste begeerte sal wees om nie deur U verlaat te word nie. Om U teenwoordig te hê in ons lewens. Weer en dat daar opregte eerbetoning aan U sal wees in ons lof, in ons erediens en in ons liedere aan U, dat daar opregtheid sal wees, dat ons 'n soeke na U sal hê, dat ons 'n soeke na U teenwoordigheid sal hê. En weer dat ons nie sal stil bly nie, dat ons nie sal terugstaan nie, maar dat ons U wil sal gaan doen in die wêreld. Dat ons nie sal omgee die haat wat ons dalk ontvang van mense, omdat ons U wil doen nie, en omdat ons sonde aanspreek en verkeerdhede uitwys. Dat U vir ons die belangrikste sal word in ons lewens. En weer dankie dat U ons sondes vergewe, want ons val maar baie keer weer daarin. Vergewe daarom so al ons sondes, en ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Amen. Geliefdes, kom ons sluit af deur saam te sing God van yster en beton. Van yster en beton, skepper van die vuurrooi son, God van suier, God van stoom, God van vuurpyl en atoom. Hemelvors, is God van mag, hier van elke bron van krag. U laat bliksem flitse slaan, U beveel die stormorkaan, soos 'n arend in sy vlug, skeer die strale deur die lug. Motortrein en satelliet, U is die God
wat spoed gebied. God van kuns en wetenskap, God van studie en vakmanskap, God van chemie en musiek, God van orde en metodiek, Heer van woord en kerk en doop, U sluit alle kennis oop. Heer van heerlikheid en eer, waar die groot heelal regeer. U verbreek die doodse mag, Christus leef, dis ewig dag. U het sondaars losgekoop, U is liefde, U is hoop. Geliefdes, gaan die week in met die seën van die Here vanuit Psalm 27 vers 14. Vertrou op die Here, wees sterk en hou goeie moed. Ja, vertrou op die Here.